Hallo julle, dis lekker om terug te wees. Ek en Chris het so 'n bietjie draaie gery in die Wildtuin. Het was ook lekker, maar dis lekkerder om hier te wees vanmôre. Ek is eerlik as ek dit met julle sê. Goed, die tema vir wat ek vanoggend wil aanraak is die ander kant. Ek dink nie enigiemand het wat ek weet het al ooit oor die gepreek nie. So, ek loop hier op die water vanmôre. Jesus het op 'n stadium 'n groot groep mense bedien. En toe het hy klaar is en moeg geraak het, toe sê hy vir die disippels, kom, laat ons oorgaan na die ander kant. Kom ons vaar oor na die ander kant, sê die Afrikaans. Die Engels sê, let us go over to the other side. Nou, op pad na die oorkant toe, het Jesus agter die boot gaan lê. Hy was moeg, hy het aan die slaap geraak en julle ken almal die storie. Storm het opgekom, die wind het gewaai, die water het in die boot gekom. Dit was erg. Ek kan nou nie so mooi verduidelik soos Pieter Nel met al sy geleide en goeters nie, maar dink 'n bietjie wat hy gewoonlik doen. Okay, as hy hierso staan. Die weerlig en die daar sy en al daai goeters. Dankie Pieter Nel. Okay. En die disippels het bang geword. En op 'n stadium toe besluit hulle, dis nou tyd dat hulle vir Jesus wakker maak, want hy weet duidelik nie van hierdie storm wat aan die gang is nie. Ek en jy is almal vanoggend, soos wat ons hier sit, in ons eie persoonlike lewensboot, op pad na ons eie ander kant. Maar ek en jy het net soos die disippels ook storms in ons lewens. Ja, ons het almal storms in ons lewens. Partykeer is dit erger, partykeer is die weerlig erger en wat ook al in die water erger, maar ons het almal storms in ons lewens. En ek wil jy moet vir 'n oomblik net stil sit en vir jouself sê, wat is my storm vanoggend? Waarmee worstel ek vanoggend? Waarmee worstel jy vanoggend? Kry daai ding vir my in jou kop, want, weet julle wat, miskien is dit verhoudings, julle dis 'n storm en 'n half, per geleentheid, hoop ek. Vir my en Chris daarom nie meer altyd nie, maar per geleentheid is dit nog 'n storm, okay? Finansies, ek en Chris het op die stadium koeldrankbottels koukbottels ingegee vir broodgeld, julle kan dit nie nou meer doen nie, né? Nee. Ja, nou weet julle hoe oud is ons, okay. Ons kon bottels ingee vir broodgeld, die maand was net te lank vir die geld wat tot ons beskikking was. Ons ken almal daai gevoel. Of ons het slegte nuus gekry. 'n Mediese verslag, iemand wat skielik siek word. Jy's dalk terminaal. Daar's 'n situasie in jou lewe wat vir jou sleg is. Jy het 'n toestand wat jy nie onder beheer kan kry nie. En dit verpletter 'n mens van tyd tot tyd. Hierdie slegte nuus, hierdie dinge. Jou werk is dalk beëindig, jou dienskontrak is afgehandel en jy kry nie nuwe werk nie. Jy kom elke keer voor doemans deur te staan as jy aansoek doen. Daar's skielik dood in die familie of iemand naby jou. Iemand vir wie jy baie lief is en dit is verpletterend. Of persoonlike kwessies, julle. Ons het almal persoonlike issues. Of ons nou dit uitspreek of dit erken of nie, ons sukkel almal met gewoontes wat nie lekker is nie. Ons het of verslawing dalk. Ons worstel, meeste van ons, met verwerping. Dis 'n ding wat ons saam met ons dra van ons klein seentjie en ons klein dogtertjie tyd af. Of mislukking. Of teleurstelling. Julle, ek kan aangaan en al hierdie emosies aan julle uitlig. Wat is dit wat vandag soos 'n klip in jou maag lê? Maar Jesus kom en dan gee hy die opdrag, kom ons vaar oor na die ander kant. Nou, wat is hier ter sprake in hierdie 7 woorde? Baie sterk belaaide woorde. Kom ons. Kom, uitnodiging, ons. Wie is die ons van wie hy hier praat? Ek en jy, en hy, Jesus. Goed, en ek gaan net 'n bietjie uitwy op daai een. Maar dis nie al wat in die storm, in die boot is nie. Wat is nog in die boot? Die storm. Maar hy sê, kom ons doen wat? Vaar
oor. Nie kom ons probeer nie, kom ons hoop nie, hy sê kom ons vaar oor. Waartoe? Na die ander kant, na die eind van die prent, na die einde van die situasie. Kom ons vaar oor na die ander kant. Hoekom sê hy dit? Met soveel oortuiging? Want hy weet waarheen is hy op pad. Hy het klaar, as jy daai stuk gaan lees, het hy klaar 'n bedieningsgedagte in die pad gehad vir die ander kant. Hy het 'n plan gehad vir die ander kant. Maar wat gebeur met my en jou? Ons sit vas binne in die boot. Want ons dink nie, daar is vir ons 'n ander kant nie. Hy sê, kom ons vaar oor na die ander kant, want hierdie realiteit is nie permanent nie. Niks in hierdie lewe is ooit permanent nie. Wat doen die storm aan ons? Die storm veroorsaak emosies, ek het 'n paar van hulle uitgelig net nou. Twyfel, waar's God? Verwarring, wat moet ek nou doen? Kwaad, hierdie is nie my ding wat ek wil hê nie. Ek wil nie hierdie siekte hê nie. Ek wil nie hê my lewensmaat moet dood wees nie. Teleurstelling, mense stel ons teleur. Vriende stel ons teleur, familie stel ons teleur. Dit is net hoe dit is. Of ongeloof, of moedeloos, of jy wil tou opgooi, magteloos, jy weet nie meer wat om te doen nie. En hier is hierdie warboel van emosies wat binne in ons koppe rondhardloop, wat in ons harte kom neskrop en wat maak dat ons nie weet hoe ons moet funksioneer nie. Dit verlam ons. Ken julle dit? So dit al almal beleef. Dit verlam ons en wat meer nog, dit trek ons weg van God af. Want ons dink nie, hy is saam met ons in die storm nie. Ons dink nie, hy is aan ons kant nie. Ons dink nie, hy kan ons help nie. Ek het altyd gedink, hy is altyd daar vir ander mense, maar ek is nie belangrik genoeg, dat hy daar is vir my nie. Tot ek ontdek het wie hy is. Hy is daar vir my, en hy is daar vir jou vanoggend. Soos in hierdie liedjies wat ons gesing het vanoggend. Hy is daar vir elke een van ons. En weet julle wat, dit vervreem ons van die mense naby aan ons. Want ons is baie keer skaam oor die storm in ons lewens. Want ons het self daai storm veroorsaak. Jy het dalk 'n drankprobleem. Jy het dalk 'n verslawingprobleem. Jy het dalk 'n woedeprobleem. Jy sal weet wat dit is. En dit maak ons skaam. Dit maak dat ons onttrek, dat ons wil wegkruip. En weet julle, as ons nou terugdink aan al die preke wat Pieter Nel die afgelope tyd gepreek het oor die funksie van die vyand, dan is dit van die goed wat hy wil hê ons moet doen. Hy wil jy sê ons moet gaan wegkruip. Hy wil jy sê ons moet nie hier wees waar ons kan hulp en raad en woordbediening kry nie. En dan kom ons en ons wil wys dat ons onsself kan red. Ons is mos eie willig. Ons wil ons eie probleme oplos. Ons gaan nie erken aan ons wie ook al, familie, vriende, kerkgenote, dat ek 'n probleem het nie, want ek kan en ek wil dit self oplos. Maar dit is nie die oplossing nie, julle. Wat doen ons wanneer ons in hierdie storm kom? Ekskuus, ek kan glad nie daai lees nie, so ek hoop ons is dis bietjie beter. Okay, goed. Ja, dankie. Die eerste ding wat ek vir jou vanoggend wil sê is, raak stil, kalmeer net. Ek het hierdie afgelope week met iemand gewerk, wat hysteries was, oor 'n situasie. Julle, as jy raas en blaas, en as jy huil, en jy's onbeheerst in jou emosionele belewenis, kan jy nie reguit dink nie. So my eerste ding wat ek vir jou wil sê is, raak stil, bly stil, en kalmeer jouself. En nou gaan jy, en jy vat al hierdie goed wat in jou kop rondhardloop, hierdie emosies waarna ek verwys het nou net, die kwaad, die teleurstelling, die moedeloosheid, die verwarring, al daai goed, vat hulle, en gaan skryf hulle neer. Kry vir jou 'n notaboek. Skryf al hierdie goed neer. En hoekom sê ek dit? En jy sit 'n datum daarby. Gaan nou vir jou sê wat jy daarmee gaan doen. Die oomblik wat jy iets neergeskryf het, is dit 'n effense beweeg weg van jou af. Die kwaad, die woede, die teleurstelling, die verwarring, die moedeloosheid. Jy sit hulle daar
En hulle begin 'n trappie weg beweeg van die binnekant af. Want ons gaan nou iets met hulle doen. En dan skryf jy bo oor hulle met net so dik vet koutjie. Niks is permanent nie. En dan kom die vraag altyd, maar waar is God in hierdie situasie waar ek nou net hierso was? Weet julle wat? Hy is in ons boot. Jesus is in ons boot. Hy is nie net in die boot nie, maar hy is ook in jou storm vanoggend. Want hy kom en dan sê hy hierdie. Lees mooi wat hier staan uit die message uit. God met me more than halfway. He freed me from my anxious fears. Dis net hy wat dit kan doen, julle. When I was desperate, I called out, and God got me out of a tight spot. Ons het dit al almal beleef. If your heart is broken, you will find God right there. If you're kicked in the gut, He will help you catch your breath. Hy is in die boot, al voel dit nie vir ons so nie. En weet julle wat doen ons? Ons maak so staat op ons gevoelens, dat ons vergeet van wie is hierdie God, met wie ons eintlik besig is. So ons het nodig om te beweeg van hierdie gevoelens, wat alles oorheersend is, in ons binneste, wanneer ons swaar kry, wanneer ons in die moeilikheid is, wanneer daar iets met ons gebeur het. Ons moet begin wegbeweeg van daai gevoelens af, na 'n wete van die waarheid van wie hierdie God is, met wie ek te doen het. Want as ek net toelaat dat my gevoelens en my emosies oorheers, dan gaan ek verdrink in die storm. Want dan begin ons kyk na die realiteite, en dan weet ons nie wat om te doen met hierdie emosies en hierdie situasie waarin ons onsself bevind. En dit is hoekom ons die woord moet ken, sodat ons kan doen wat die woord sê. En wat sê die woord moet ons met hierdie emosies en hierdie goeders doen, wat in ons koppe rondhardloop? 2 Korintiërs 10, vers 3 tot 5. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus. En dit is hoekom ons hierdie goed neerskryf. Nou het jy hulle bymekaar gemaak, as dit ware. En as daar nog bykom, dan skryf jy hulle by. En al daai gedagtes gee jy nou vir God. Al daai emosies, al daai bang wees, al daai dinge wat hier in jou kop ronddwaal, dit gee jy vir hom. Want, baie belangrik, ons beklei nie alleen nie. Ons beklei nie alleen nie. En dit is belangrik dat ek en jy dit verstaan vanoggend. Hy is in ons boot, hy is in ons storm, hy is binne in my en jou. Ek onthou nou, Mark Hodges se preek van so tyd terug, waar hy gesê het, God is met ons, God is by ons, God is in ons. En dis nodig dat ons met ons verstand net weer hierdie gedagtes bymekaar maak en sê, ek is nie alleen nie. Ek gaan nie hierdie stryd alleen veg nie. God is met my. En dan baie belangrik, ons beklei nie in die vlees nie. Ons beklei nie in die vlees nie. Nou, julle weet wat gebeur as die manne so 'n bietjie onder die prop is. Vertel vir my, wat gebeur? Hulle raak baie slim. Ja, hier's iemand wat lag. Die oomblik wat jy lag, nou weet ek, jy verstaan presies wat ek sê. As die manne so 'n bietjie onder die prop is, dan raak hulle sterk, né? En hulle raak verskriklik slim. En hulle het al die antwoorde. Ek gaan daai ene, gaan ek so en so en so en so. Met jou familie praat ek
nooit weer nie. Hulle is 'n klomp useless animals. Jy verwag ek moet vergewe. Nee. Vergifnis is nie deel van hierdie prentjie nie. Jy gaan nie een van daai goed doen nie. Want waar staan jy as jy dit doen? In die vlees. Jy wil beklei met wat jy het. En dit is jou gedagtes, dit is jou emosies, dit is jou menswees. En hy het nou net vir ons gesê, ons stryd is nie in die vlees nie. Ons stryd is ook nie teen vlees en bloed nie. En ons moet dit baie mooi verstaan, want daar's 'n vyand wat altyd agter die skerms is en altyd besig is om planne te maak. En hy gebruik almal rondom ons om daai probleem te versterk en te vergroot en jou al hoe banger te maak. So ons beklei nie in die vlees nie. Maar dan wil ons dikwels iets aan onsself doen wat op dieselfde vlak is. Jy wil iets aan jouself doen. Jy wil dalk jouself skade aandoen. Jy wil selfmoord pleeg. Nee. Dis presies wat die duiwel wil hê. Want dan kom steel hy 2 keer. Hy kom steel jou vreugde in die situasie waarin jy is en hy kom steel vir jou. Dis 'n double whammy. Die Here het vir ons baie meer common sense as dit gegee. So ek moet begin verstaan dat ek moet tot stilstand kom en ek moet weet die woord is deel van hierdie stryd waarin ek myself bevind. Ons wapens is in Christus, in die woord en word bekragtig deur die Heilige Gees. So ek het Jesus in my boot, ek het God in my boot, ek het die Heilige Gees in my boot en dis waar die sleutel kom, ek en jy moet die woord ook in ons boot hê. Want God maak sy woord waar. En ons gaan nou daarby stil staan. Hierdie vestings, waarvan praat hy hierso? Wat is hierdie vestings? Dis die goed wat jou vashou. Dis die goed wat ons, dis bondage. Die Engels het 'n mooi woord, stronghold. It's something that has a stronghold in your life. Dis die vestings. En nou kom God en dan sê hy, maar ons moet hierdie neerwerp. Ons moet hulle afbreek, baksteen vir baksteen, woord vir woord. En ons kan dit net doen as ons dit saam met die Here, saam met die Heilige Gees en in die woord dit hanteer. En saam met elke negatiewe gedagte moet ons storm hanteer. Ons moet dit in ons gees gevange neem, dat hierdie ding jou nie gaan oorheers nie, dat hierdie ding nie jou gaan vernietig nie, en jy gee dit vir die Here. En dit is die eerste stap om ons storm te beheer, om ons storm aan die ander kant te laat uitkom. Want hy gaan vir jou wys hoe om dit te doen. Hy vaar met ons na die ander kant. Nou ek en jy is ook in hierdie boot. En ons doen sekere goed soos wat ons reeds gesien het. Ons praat vreeslik maklik. Ons praat dood. Ons sê die negatiewe goed. Ons is almal skuldig daaraan. Weet jy, hierdie ding sal in my lewe nooit regkom nie. Ek kan nie hierdie probleem oorwin nie. Ek kan nie hierdie verslawing oorwin nie. Ek kan hierdie mense in my lewe gaan ek nooit meer oor die weg kom nie. Hierdie familie van my, hulle is nou maar net so simpel as wat hulle is en ek is alles wat goed is. So ek gaan nou nie met hulle eers probeer verder nie. Dis mos wat ons doen, want dis wat ons dink. Ons praat dood. Ons praat negativiteit in die situasie in. En julle het al van hierdie preekstoel af genoeg lering gekry om te weet dat lewe en dood is waar in die mag van ons tonge. So wat sê ek en jy terwyl ons midde in die storm is? Wat sê ons vir ons familie en vriende met wie ons praat? Wat sê ons vir onsself? Wat dink jy hier binne-in? Bewaar jou hart, het julle my al hoor sê van hierdie preekstoel af, leeg jou kere. Bewaar jou hart meer as enigiets anders, want daaruit vloei die oorspronge van jou hele lewe. So ek en jy kan nie in hierdie boot sit en dood praat nie, want dis ons natuurlike geneigtheid. En nou kom ons en sê ons, maar ek kan nie hierdie ding doen nie. Ja, jy kan. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee, sê hy vir ons in Filippense 4:13. Daai ek is jy en ek wat in die boot in die storm is. Dit maak nie saak wat vanoggend voor jou lê nie. Ek en jy is tot alles in staat. Hoekom? Omdat hy vir ons die krag gee. En weet julle, dit is die weet wat moet posvat hier in ons binneste.
Dis die weet van wie is God. Dis die weet van wat is sy plan vir my. Dis die weet van wat is die waarheid van die woord, sodat ek dit my eie kan maak, en sodat ek dit begin sê. Ja, ek gaan hierdie verslawing oorwin, want ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Ek gaan hierdie probleem oplos. Ek gaan weer 'n werk kry, want hy gaan dit vir my gee. Hy gaan my help om daarby uit te kom. En dan het ons 'n sê ding in ons familie, as jy dink jy kan nie meer nie, dan kan jy nog 'n bietjie. Ons het baie gestap met ons kinders toe hulle klein was. Ek dink partykeer was ons bietjie wild. Hulle was nog sulke klein seentjies, dan stap hulle al Magubas kloof en al hierdie goede, dan sê hulle so moeg, dan sê kom, as jy dink jy kan nie meer nie, kan jy nog 'n bietjie, nog 'n bietjie, nog 'n bietjie. En dit maak nie saak waar jy vanoggend is nie. As jy dink jy kan nie meer nie, kan jy altyd nog 'n bietjie. En as jy dit vir jouself begin sê, en jy begin dit uitspreek, dan word dit 'n realiteit in jou lewe. Maar as jy sê, ek kan nie meer nie, nee, hierdie gaan nie werk nie, ek gaan dit nooit regkry nie, dit sal wees soos wat jy glo, en soos wat jy sê. So ek en jy moet versigtig wees, terwyl ons in die boot in die storm is, wat is ons besig om te sê? Nou kan jy vir my sê, ja, maar ek word moeg, ons word almal moeg, man, ons weet dit. Wat doen jy dan? Jy gaan slaap. As jy moeg is, gaan slaap jy, en as jy wakker word, dan sê jy, okay, forward, nog 'n tree, nog 'n dag. En weet julle wat, goed verander nie oornag nie. Dinge verander nie vinnig nie. Ek en jy moet dikwels, moet ons aanhou en aanhou en aanhou, om by die waarheid uit te kom. Ek wil gou-gou hierso met julle hierdie skrif deel. Filippense 4:19, julle ken dit almal julle, ek sê nie vir julle enigiets vanoggend wat julle nie weet nie. Die Here sê vir ons, hy sal elke behoefte, van wie? Van jou ontmoet, na sy rykdom en heerlikheid in Christus. Sy rykdom en heerlikheid. Alles, the cattle on 1,000 hills belong to him. Alles is syne. Hy is tot alles in staat. Hy is almagtig, hy is alomteenwoordig, hy kan enigiets doen. Wat vir ons onmoontlik is nie vir hom onmoontlik nie. So wat ook al jou behoefte is vanoggend, sê ek nou vir jou, hy sal jou behoefte ontmoet, want dis wat hy sê, hy gaan doen. Hy sê verder, in Psalm 18, sê Dawid vir ons, want met u loop ek 'n bendestorm, en met my God spring ek oor 'n muur. Weet jy vanoggend, wie is jou God? Dis nie 'n ding van, ek weet wie hy nie, ek moet hom ken, hy moet my God wees, hy moet my Vader wees, hy moet my Jesus wees, hy moet my Heilige Gees wees, hy is my redder, hy is my verlosser, hy vat my na die ander kant toe. En julle dit het hy al hoeveel keer vir my en Chris gedoen, en ek sê vanoggend vir jou, hy gaan dit vir jou ook doen. Maak nie saak wat vanoggend op jou bord lê nie, hy gaan jou na die ander kant toe vat. Dit is wat hy vir ons doen. En dan Romeine 8 sê hy, in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief gehad het. So jy gaan nie hierdie ding laat toelaat om jou onder te kry nie, wat ook al dit vanoggend in jou lewe is nie. Maar jy moet ook spesifieke skrif gaan soek rondom jou situasie. As jy 'n fisiese toestand het, dan gaan soek jy skrif rondom genesing. As jy 'n finansiële toestand het, dan gaan soek jy skrif rondom finansies. En julle het lekker groot geword met Google, julle. Ons het nie, ons het geblaai. Van Genesis tot by Maleagi, tot by Openbaring dwarsdeur. Maar weet julle wat, ons ken die Bybel. Ons generasie ken die Bybel, want ons moes blaai. Julle gaan Google hom net. Ek weet partykeer in watter provinsie dit is, ek weet nie altyd wat die adres is nie, okay. So, jy moet nou gaan skrif soek wat van toepassing is op jou spesifieke situasie. Jy blaas dit op, jy skryf dit, jy plak dit bokant jou bed, jy het dit in jou kar as jy reis, jy by robotstop lees jy dit, as jy by die kantoor kom, as jy toilet toe gaan, vat jy dit saam, jy lees dit, jy spreek dit, jy sê dit, jy bid dit, jy glo dit, jy hoop dit, jy hou daaraan vas, tot jy aan die oorkant is. Tot jy aan die ander kant jou voete op vaste grond neersit. Ek kan dit nie vir jou doen nie. Ek kan net vir jou sê, dis hoe dit werk. Jy vat die woord en jy hou dan hom vas, tot jou oplossing gekom het.
Nou, hierdie is ons werk terwyl ons in die boot is. En dit is om te fokus op Jesus en die woord wat ek nou net vir julle verduidelik het. Dis ons werk terwyl ons in die storm is om aan te hou, bid en glo en vashou. Raak ons moedeloos? Ja, maar jy bly nie daar nie. As jy agterkom dat jy begin moed verloor, dan gaan jy onmiddellik daai gedagte gevange neem, jy onderwerp dit in gehoorsaamheid aan Christus en jy gaan vorentoe. Al is dit al wat jy op hierdie stadium doen, is om water te trap en om vas te hou en vas te hou en vas te hou. Want iewester draai die storm. En iewers kom jy nader aan die ander kant. En dan, terwyl ons in die boot is, bid ons onophoudelik. Die Here sê jy bid sonder ophou. Weet julle wat beteken dit? Aanhoudend. Aanhoudend, elke dag. Ek en Chris vertrou die Here op hierdie stadium vir die verkoop van ons huis. Al vir 5 maande. Hoeveel keer bid ons? Elke dag. 1 keer 'n dag? Nee. 100 keer 'n dag. Ek sê al vir die Here, ek weet hy's 'n bietjie besig, maar ek wil net vir julle herinner, ons huis moet verkoop asseblief. Help ons, stuur ons iemand. Okay? Jy bid sonder ophou oor wat ook al jou situasie is. En jy herinner die Here aan die woord. Hy sê vir ons, herinner my aan die woord wat ek vir jou gegee het. Sy woord maak hy waar. En dan moet ons hom vertrou. Ons moet baie keer goed in sy hande los, want ons kan nie altyd alles doen nie. So ons moet weet dat hy is daar vir ons. Hy's in ons boot, maar nou dink ons hy doen wat? Hy slaap. Ons dink hy slaap. Ons dink hy weet nie van ons storm nie. Wat het ons vanoggend gesing? He's a waymaker. Hy werk, terwyl ons nie eers weet hy werk nie. Is hy klaar besig om te werk en om vir jou 'n pad te maak. Jy vra vir strategie, want ek en jy het ook iets om te doen. Toe ek en Chris jonk was, baie jare gelede, okay, het ons regtig swaar gekry, finansiëel. En ons moes op 'n stadium kom waar ons dit moes erken. Ek en Chris moes besef, maar ons het finansiëel 'n probleem. Want ons het nie die goed gehad wat julle vandag het nie. Ons het nie die kursusse gehad nie. Ons ouers het ons niks geleer van hierdie goed nie. Jy het niks van niks geweet nie. Jy het net aangegaan elke dag. En toe moes ons op 'n punt kom, het ons begin kursusse doen, het ons agtergekom ons is in die moeilikheid, ons moes erken ons het 'n finansiële probleem, ons moes al ons skuld afbetaal, ons moes ons kredietkaarte stukkend sny, ons moes treetjie vir treetjie met 'n begroting begin werk, ons het bietjie vir bietjie ons 10de begin gee, totdat ons op 'n punt gekom het waar ons beheer gekry het en die strategie gevolg het wat die Here vir ons gegee het, die planne wat hy vir ons gegee het. Hy swaai nie altyd 'n towerstafie en laat jou die lotto wen en as jy finansies uitgesorteer nie. Want anders gaan jy môre weer nie dieselfde goed oordoen. Want in hierdie proses van in die boot en in die storm word ons sterk. Leer ons, lê ons goed af, kry ons nuwe goed by wat vir ons funksioneel maak waar ons miskien nie was nie. En so moes ons stap vir stap deur daai prosesse gaan tot op 'n punt waar ons nou finansiëel heeltemal onafhanklik is. Was dit kort? Was dit maklik? Nee. Was dit aanhoudend? Ja. Was dit dissipline? Beslis. En ek weet nie wat jou issue is nie, maar dalk het jy tyd nodig, dalk het jy dissipline nodig, maar leer het ons verseker almal nodig. Ons het 'n verantwoordelikheid om ons situasie ook te help hanteer. En dikwels is dit nodig om met iemand te praat, iemand wat professioneel is. As jy 'n persoonlike kwessie het, gaan praat met iemand wat jou kan help. Ons het vir Wilna in die gemeente, gebruik vir haar. Dis nie elke dag wat jy in 'n situasie is waar jy iemand soos Wilna het wat jou met persoonlike kwessies kan help nie. So moenie alleen swaar kry nie. Nooit nie, want dis wat die duiwel wil hê. Hy wil jou isoleer en dan sit jy in jou eie hoekie en dan kom die selfmoordgedagtes en die swartgalligheid en die depressie en al daai goeters. So kry hulp as dit vir jou nodig is. En dan kom deurbrake soms onverwags. Want daar is 'n dag, daar kom 'n dag, daar kom 'n oomblik wat jy aan die ander kant kom. Wat daai boot die sand raak aan die ander kant. En dis die dag wanneer daai deurbraak gaan kom. En dan in die proses lofprysing en aanbidding. Ek het Woensdag was ek bietjie alleen tyd en ek was met hierdie besig en ek sit hom op YouTube, Gentle Worship, ek weet nie eens wie sing nie, maak ook nie saak wat hulle sing nie.
En jy laat dit net oor jou spoel, terwyl jy werk, terwyl jy daar in die huis is, terwyl jy besig is. Jy hoef nie te gaan stil sit en 'n perpendicular houding te hê, omdat jy nou praise and worship nie, nee. Jy laat dit net oor jou spoel, daai woorde, die melodie, dit kalmeer 'n mens, dit maak jou rustig, dit maak jou kalm. En dit is die proses waarmee jy besig is, terwyl jy in die boot is, die hele tyd. Jy hou aan, en as jy gestaan het vir 'n tyd, you keep on standing on the word. En as jy vir my sê, but I've stood some, dan sê ek vir jou, stand some more. Daar's nie 'n ander oplossing nie, ouens. Daar is nie 'n ander oplossing nie. Dis hoe die lewe werk, is dat ons moet staan. Dis net God wat 'n plan het. Dis net hy wat ons na die ander kant toe kan vat. En dis net hy wat kan doen wat hy kan doen. En dis net ek en jy wat kan hoor wat wil hy hê moet ons doen in ons lewens. En daai goed moet by mekaar kom soos 'n legkaart. En wanneer dit begin gebeur, dan maak die lewe sin. En dan kom die oplossings. En as ons soms voel ons geloof is nie genoeg nie, dan gaan kry jy geloof by Jesus. Onthou toe ons oor die verbond gepraat het, alles wat God is, het hy vir my en jou gegee. So die volle geloof wat in die Heilige Gees, wat in Jesus, wat in God is, die volheid daarvan, is in my gedeponeer. So ek kan nou volkome en volledig glo, al voel ek nie so nie. As iemand ons gevoelens sê vir ons, man, jy's useless, jy kan nie hierdie doen nie. Jy is nie geestelik sterk genoeg nie, jy verstaan nie hierdie goed nie. Dis nie die waarheid nie. As jy Jesus in jou het, as jy die Heilige Gees in jou het, as jy God en die woord en alles tot jou beskikking het, dan kan jy geloof aktiveer. En waar kom geloof vandaan? Van die woord af. So as jy nie hoor wat Pieter Nel preek nie, gaan soek dit vir jouself. Gaan soek woord, gaan soek skrif, want dit is bemoedigend. Ek kan nie vir julle sê wat doen die woord, die woorde in die woord aan 'n mens, as jy dit jou eie begin maak. As jy hierdie goed, jou eie goeders begin maak nie. So, hy sê vir ons, kom, laat ons oorvaar na die ander kant. Want dit is waarheen hy ons vat. En dan doen ons hierdie goed sonder ophou. Sonder ophou. Tot die oplossing kom. En dan partykeer gebeur dit julle, dat die oplossing nie kom soos wat ek en jy dit wil hê nie. Jy kry dalk nie die werk nie. Die transaksie gaan nie deur nie. Wat ook al dit is. Dan is hierdie skrif fenomenaal. En dis hoekom ons die woord moet ken. Wat staan daar? As ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk. Al los daai meisie jou, al breek sy die verloving, of hy die verloving. Weet julle wat? Rejection is always God's protection. So wanneer iets nie uitwerk soos wat ons dit moet nie, dan moet ons weet, hierdie is die waarheid. Hy sal alles vir jou ten goeie laat meewerk. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Daar's altyd iewers 'n mens aan die agterkant van ons probleme. Maar hy sê vir ons, wat maak dit saak? Hy is vir ons. Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? En dan kan ek nie anders as om net vinnig stil te staan by 'n paar eienskappe van God. Ek het vlugtig daarna verwys al. Want as jy nie weet wie God is nie, kan jy hom nie vertrou nie. Daar was 'n dag wat ek vir Chris leer ken het of hom ontmoet het. En ek het gedink, okay, hierso is potensiaal. Baie potensiaal. Maar ek het nie die volgende dag vir hom ja gesê om te trou nie. Ek het tyd saam met hom deurgebring. Ek moes hom leer ken. Ek moes eers agterkom wie is hierdie mens en kan ek hom met my menswees vertrou? En toe ek nie die Here aangeneem het, het ek dieselfde vir hom gesê. Gesê, Here, ek weet nie wie sien nie. Ek het niks geweet nie. Maar wys vir my, leer vir my, openbaar aan my wie U is, sodat ek U kan leer vertrou. En julle hierdie skrif, het ek, dit is seker een van die eerste skrifgedeeltes wat ek ontdek het. Hierdie vertaling was nou nie vir my so lekker nie. Numeri 23 vers 19, 'n ander plek sê, God is geen mens, dat hy sou lieg nie. Sou hy iets sê, en dit nie doen nie? Nee, hy doen nie. God is waarheid.
God lieg nooit. So as hy vir my en jou sê, kom ons vaar oor na die ander kant, dan is dit presies wat hy gaan doen. Hy lieg nie vir ons nie. Hy speel nie speletjies met ons nie. So hy gaan vir jou na die ander kant toe vat. En hierdie is ook een van my gunsteling skrifgedeeltes, Efesiërs 3:16, waar hy sê, May he grant you, out of the rich treasury of his glory, to be strengthened and reinforced with mighty power in your innermost being by the Holy Spirit himself. Want dis waar ons krag lê, is aan die binnekant, wanneer niemand kan sien nie. En dis waar jy die woord deponeer, wat jou sterk maak, wat jou deurdra, wanneer jy moedeloos is, wanneer jy nie weet wat om te doen nie. Want dis waar die Heilige Gees herinner ons aan die woord wat ons in ons harte gedeponeer het. En ek en jy, dis die werk wat ons moet doen, terwyl ons in die storm is. Ek en jy moet die woord gaan haal, ons moet die woord deponeer, en ons bid die woord, en ons spreek die woord in ons lewens in, elke oomblik, elke dag, because that's where he will strengthen and reinforce you with mighty power in your innermost being by the Holy Spirit himself. Geen ander mens kan jou binnekant sterk maak, as behalwe die Heilige Gees, en die samewerking met die woord van die Here nie. En dan Efesiërs 3:20 is net so 'n fenominale skrif. Now to him who by the power that is at work within us. Daar's 'n mag wat binne in jou werk. Is dit jy? Is dit die duiwel? Of is dit die woord van God? Dis jou keuse. Daar's altyd iets wat hier aan die binnekant van ons woel en werk en worstel. En ek moet sorg dat ek die regte wapens aan my binnekant het. Want die woord van God is my wapen, dis my swaard. Dis waarmee ek oorlog toe gaan wanneer ek in die storm is. Dis waarmee ek veg elke oomblik van elke dag. So hy sê hierso, but the power that has worked within us is able to do super abundantly, far over and above, all that we dare ask or think. Nou ek het sommer 'n paar vertalings bygegooi vir myself, or dream, or imagine, okay? Infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, hopes, or dreams. He can do super abundantly, far over and above, all that we can ever ask or think or dream, because of the power that is at work within us by the Holy Spirit and the Word of God. Kan julle sien wat het ons tot ons beskikking? How amazing is that? How powerful is that? Maar wat doen ons? Ons verstrengel in ons gedagtes. En weet julle wat? My pa en ek het baie keer saam vis gevang. Man, dan gooi ek daai goed en dan maak dit wat? Julle manne? 'n kraaines. Daai drade is so in mekaar verstrengel, dat jy nie eers die lyn in die water sal kry nie, wat staan nog 'n vis sal vang. En dis hoe ons gedagtes ons te mekaar maak. Dit verstrengel ons en verdraai ons en vang ons vas in daai vesting, in daai skanse wat vir ons sê, God kan ons nie help nie. En ek is, I'm done, ja. Dit is nie die waarheid nie. He is able to do super abundantly, far over and above, all that we can ever dare, ask, think, dream, according to the power that is at work within us. Okay? En dan hierdie ene ook. Jeremia 1:12. Then the Lord said to me, you have seen well, for I, the Lord, am active and alert to see what? That my word is performed. Nie ons woorde nie, nie mekaar se woorde nie, sy woord. God is active and alert to see that his word is performed in our lives. Maar hoe moet dit gebeur? Ek moet dit spreek. Ek moet die woord ken. Ek moet die woord ontgin. Ek moet die woord gaan haal rondom my situasie. Ek moet die woord glo. Ek moet God vertrou om die woord wat hy vir my gegee het rondom homself waar te maak in my lewens. En julle, as ons swanger raak as vrouens, hoe lank vat dit vir daai baba om gebore te word? Nee, Robin, nie heeltemal nie. Die geboorte dalk, ja, maar nie. Okay. Dit vat 9 maande. So kom bly soos is nie.
Ons bly wees, ons is nie olifante nie. Hulle van 21 maande, ja, prys die Here vir dit. Okay. So daar's 'n tydsverloop, julle, van waar jy in 'n krisis beland, tot waar jy hierdie proses begin volg, tot waar jy die Here vertrou, tot waar sy woord waar word, tot waar jou boot aan die ander kant kom. It takes time. Dit neem tyd, dit neem geloof, dit neem vasbyt. En daarmee sê ek nie, die Here kan nie vir jou in 'n oomblik goed doen nie. Daar's sekerlik van julle wat 'n getuienis kan gee en sê, die Here het in 'n oomblik ons situasie opgelos. Dis wonderlik. En as jy vandag hier sit en jy het geen probleme nie, dan sê jy vir die Here dankie met hoofletters. Want dis jou genadeseisoen. Ons het almal genadeseisoene, wanneer alles, man, Christus is so mooi, die geld is goed, die kinders doen wat hulle moet, alles is net 100%. En dan skielik, dan spring al die ratte uit. Dis hoe dit is. Dis hoe die lewe is, julle ouens. So hierdie stormfase kom en gaan in ons lewens. Maar ek en jy moet weet, hoe moet ons dit hanteer? En dan kom hy en hy sê, ag julle, wees oor niks besorg nie. Maar maak in alles met gebed en smeking en danksegging jou behoeftes bekend aan God. En hy sal vir jou sy vrede gee, wat alle verstand te bowe gaan. Ek onthou op 'n stadium wat ek so bekommerd was oor ons finansies en ek hierdie skrif ontdek het. Toe besef ek nie, die vrede van die Here het net oor my gespoel. En ek het gesê, maar ek verstaan dit nie. Toe sê jy is nie veronderstel om dit te verstaan nie. Want jy kan dit nie verstaan nie. As jy na die krisis kyk, as jy toe Paulus op die water geloop het, toe het hy wat gedoen? Hy het na die water gekyk en toe sink hy. As ons na die storm kyk, gaan ons sink. Maar as ons na hom kyk en ons hou aan hom vas en ons spreek sy woord en ons vertrou hom en ons leer sy woord en ons ken sy woord en ons praat en ons bid en ons staan en ons hou aan, dan sal jy aan die ander kant uitkom, want hy het so gesê. Dis nie ek wat so sê nie. Ek sluit af. Hebreërs 13 vers 5. Nou hierdie gaan oor finansies, maar ek is seker die Here gaan my nie kwaadlik neem as ek dit vir julle gee as 'n algemene goeie skrif vandag nie. For he, God himself, has said, I will not in any way fail you. Hierdie kan julle maar uit julle koppe uitleer. Al hierdie goed wat ek hier gesit het, is skrif wat jy moet uit jou kop uitleer. Jy moet nie wonder nie, jy moet weet. I will not in any way fail you, nor give you up, nor leave you without support. I will not in any degree leave you helpless, nor forsake you, nor let you down, or relax my hold on you, assuredly not. Julle, hoeveel duideliker kan die Here dit vir ons sê? Wat van dit verstaan ons nie vanoggend nie? Vat hierdie skrif, gaan lees hom, sê hom vir jouself, sodat jy dit kan verstaan en dit jou eie kan maak. So we take comfort, hy troos ons, and we're encouraged, hy bemoedig ons, and confidently and boldly say, the Lord is my helper. I will not be seized with alarm in time of need. I will not fear or dread or be terrified. What can man do to me? Nothing. If God is on your side, ons ken die einde van die boek. Ons weet wat is die eind van die prent. Ons kom aan die ander kant uit. Ons het klaar gewen. Ons moet net nog daar uitkom. En dan verklaar hy so mooi. In Jesaja 41 vers 13. En al vergeet jy alles wat ek vandag vir jou gesê het. Dan wil ek jy met hierdie in jou hart gaan plant. I am the Lord your God, who takes hold of your right hand and tells you, do not fear, I will help you. Jesus het gesê, ons gaan waar toe? Ons gaan na die ander kant toe. Ons gaan na die ander kant toe. Ons gaan na die einde van die storm toe. En hy is nie 'n mens wat lieg nie, maar hy doen dit wat hy gesê het. En wat wag vir ons aan die ander kant? 'n Oplossing, 'n nuwe hoop, 'n nuwe lewe, 'n nuwe geleentheid, 'n nuwe toekoms dalk. Want dit is waarheen hy ons vat. Hy is vandag
saam met jou, in jou boot. Hy sal jou help, en jy sal aan die ander kant uitkom.